Wat wonderlik is, dat God het ons elkeen anderste gemaak. Ons het 2 oë, neus, 'n mond, 2 ore, hande. Ons lyk dieselfde, maar tog verskil ons. En dis bonatuurlik. Jou oog is anderste, jou vingerafdruk is anderste, jou DNA is anderste. Die manier hoe jy loop is anderste. Elke mens wat loop op 'n ander manier. En God het ons net geskape. Hy het jou geskape en hy wil jou op hierdie aarde hê. Nou, ek verstaan nie eintlik altyd hoekom nie, maar dis wat God wil hê. Plus Handelinge 17:27 sê, God het jou geskape met die doel om hom te soek. Dis kom God jou gemaak het. Hy sê, al tas jy 'n bietjie rond en jy sukkel, dis fyn. Maar God het jou geskape met die doel om hom te soek. En ek dink die rede is, dan weet hy, jy in jou hart kom jy na die Here toe. Nou, jy moet nie godsdienstig wees nie. Godsdienstig is reëls, is gebruike, is maniere. Jy weet nie eens altyd hoekom jy dit doen nie, dan doen jy dit maar net. Dit moet nie daar wees nie. Jy moet na God se gees luister. Jy moet God soek, dat die gees van die Here hier binne in jou hart is. Dat die gees van die Here binne in jou hart kom. Nou, dis baie belangrik. God sê dat jy na my sal soek. So as jy vir my vra, wat is God se wil in jou lewe? Wat wil God wil in jou? Dan gaan ek sê, God wil dat jy soek. God het jou geskape dat jy na hom soek. Hoor wat sê Hebreërs 11 vers 6. En skielik toe ek dit besef, toe kom hierdie skrif vir my waar. Hebreërs 11 vers 6. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. So as jy nie glo dat God jou geskape het om hom te soek nie, gaan jy dit nie doen nie. Jy gaan God nie glo nie, jy gaan nie die woord glo nie, en dit is onmoontlik om God tevrede te stel, omdat hy nie geloof in jou hart is nie. En dit is met baie ander dinge ook so. Maar hierdie ding van, omdat God jou geskape het om hom te soek, nou sê hy, wie tot God nader, dieselfde skrif, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat hom soek, beloon. Nou dink aan Handelinge 17. Paulus skryf en hy sê, luister, die doel hoekom jy geskape is om God te soek. Hebreërs 11 sê, as jy nie geloof het nie, gaan jy doen wat God wil nie. Jy gaan nie by die doel uitkom, die plan van God nie. Dan sê hy, maar as jy dit doen, moet jy, as jy nader aan God kom, moet jy glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom soek, beloon. En dan is dit wonderlik. Dus God kom en sê, ek het 'n beloning vir jou. Ek wil vir jou bless, ek wil jou iets seën, ek wil iets vir jou doen. Kom na my toe en ek jou seën. En ek dink wat baie belangrik is, niemand het van Jesus afgeloop, niemand het van God afgeloop, wat na hom gaan soek het, en hulle lewe het nie verander nie. Niemand het by God uitgekom en sy lewe het nie verander nie. Reg deur die Bybel het sy lewe verander. Inteendeel, hulle wat weggeloop het van die Here, hulle wat sonde geleef, hulle wat ander goed gedoen het, het krisis beleef, moeilikheid beleef. Maar hulle wat naby aan God gekom het beleef God se guns, God se goedheid, beleef dit wat die Here doen. Daar's 'n belewenis van God se krag en heerlikheid binne in sy lewe. En omdat hy naby God gekom het, God het hom beloon. As jy wil hê jou lewe moet verander, al wat jy moet doen is, kom nader aan die Here. En hy sê, dis my wil, dis my plan. So as jy vanmôre opstaan, môreoggend opstaan, volgende week opstaan, elke oggend opstaan, sê Here, ek soek na U. Here, ek wil naby U wees. Want as jy naby kom, gaan God jou beloon, en hy gaan jou seën. En jy soek na die Here. Dan wil ek jou aanmoedig om te soek. Die Here veroordeel jou nie. Hy beklei jou nie met jou nie. Hy wil hê, kom net na my toe. En jy moet besef, ek dink as baie mense, hulle word gebore, hulle begin leef, en hulle dink, ag nee, die Here is nie die waarheid nie. Nou weet, as die woord nie die waarheid is nie, as Jesus nie die waarheid gepraat het nie, as Paulus nie die waarheid gepraat het nie, as Petrus nie die waarheid gepraat het nie, as Johannes nie die waarheid gepraat het nie, los die Bybel, los het. Maar as hulle die waarheid gepraat het, dan moet jy ernstig moeite doen om by God uit te kom. Want hulle weet wat dit is. Paulus weet wat gebeur die oomblik as jy God ontmoet, dan verander jou lewe. En ek wil jou aanmoedig, hy wil jou beloon, hy wil jou bless, hy wil jou seën. Dan kom by die Here uit. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.